Dit was nou lekker, nee. Het julle die musiek geniet? Dit was 'n bietjie rof. Nie waar nie? Was dit nie vir julle musiek nie? Nee, kry julle nou warm. Nou is julle warm gesing. Julle is warm gesing, kom ons vraag gou vir JP, en net vir ons daai slideshow opsit, daar's net 2 skyfies JP, dis die een en dan die woord. So, as jy dan na daai prentjie kyk, saam met wie sit jy aan tafel? Nou gaan jy nou my wonder, wat? Saam met wie sit jy aan tafel? En julle, dit is 'n nagmaalboodskap. Dink 'n bietjie mooi. Kom ons buig ons hoofde dan vir ons eers God se seën oor hierdie woord. Hemelse Vader, ons kom vanoggend nederig voor U troon. Dankie dat U ons uitgenooi het om aan U tafel te sit vanoggend. Dankie dat ons nie buitestanders is nie, maar kinders van die Allerhoogste God. Here, maak ons vandag ons harte oop vir die woord. Breek elke harde plek af. Wys vir ons eerlik saam met wie ons lewe sal deel, wie ons beïnvloed en wie ons vandag moet toelaat om saam met ons aan tafel te sit. Heilige Gees, spreek vandag duidelik. Laat niemand hierdie oggend die kerk verlaat soos wat hy of sy ingestap het, die Vader. Ons gee U al die lof en al die eer. En Here, hier waar hierdie woord uitgaan, mag dit op vrugbare grond val. En Here, daar waar negatiewe woorde gespreek word, ons bind dit in die naam van Jesus. Amen en amen. Nou, as ons kyk na Lukas 22 vers 27, jy gaan hom net daar los vir my vir die hele oggend. Wie is groter, hy wat aan tafel is of hy wat dien? Is die hy wat aan tafel is nie, maar ek is onder julle soos een wat dien. Dis ons teksvers vir vanoggend. En dan gaan daar rondom gaan ek gesels en elke mens sit vandag simbolies aan 'n tafel. Die vraag is of jy saam met wie sit jy vandag aan die tafel? Want die mense rondom jou, hulle beïnvloed jou. Lelik. 'n Mens sal, en ek gaan nou net 'n voorbeeld gebruik. Kom ons vat, daar sou julle almal sit om 'n vuur en kuier lekker saam. En jy beweeg van die vuur af tussen ander mense in. Dan gaan jy 'n reuk aan jou hê. Jy gaan 'n reuk van 'n vuur hê. Dan gaan mense mos nou ruik waar jy was. Waar nie? As jy braaivleisvuur gehad het, gaan jy ruik. Jy gaan soos 'n braaivleispersoon ruik. So, saam met wie jy aan tafel sit, bepaal waar jy heen beweeg. Hoe jy gaan ruik. Onthou, ons moet 'n aangename geur wees. Maar as ons soos 'n stroois ruik, is dit nie lekker nie. Dit is nie lekker as jy stink nie. Maar jou tafel bepaal ook jou toekoms. Mense dink hulle word beïnvloed deur televisie, sosiale media, deur geld. Maar God sê, jy word beïnvloed deur mense by wie jy sit. Nou Psalm 1 begin nie met sonde nie, dit begin met geselskap. Welgeluksalig is die man wat nie wandel nie, wat nie staan nie, wat nie sit nie. Die afdraande pad begin by die verkeerde mense. Kyk 'n bietjie jou vriende. Gaan hulle saam met jou God dien? Gaan jou familie saam met jou God dien? Nou, eers stap jy saam met mense. Dan begin jy te sien, luister, hierdie mense is nie my damse gaanse nie. Dan hulle sê vir ons, wag, ek gaan saam met hulle stap, want dis al wat ek het. Ek het net die mense wat vir my omgee. So ek gaan nou maar saam met hulle aan tafel sit.
Maak nie saak wat hulle sondes is nie, maak nie saak wie en wat hulle is nie, maak nie saak hoeveel hulle beïnvloed nie. Want ek moet daai aanvaarding hê en op sosiale media beïnvloed ons vandag baie. Want jy sien mense se goeie prentjie, die mooi prentjie. Maar wat gaan agter daai prentjie aan? Wie en wat is daai persoon regtig? Jy kry 'n WhatsApp boodskap wat vir jou gestuur word van 'n awesome persoon af. Maar kom dit werklik uit die hart uit? Waar kom my boodskap vandaan? As jy elke dag tussen mense sit wat negatief is, ek het al gesê, as ek hier inkom, en ek is nou, is alweer kerk. Weet jy, ek is al so moeg om kerk toe te kom. Maar laat ek nou maar vanmôre kerk toe gaan, want anders gaan die pastoor nou weer mou, en ek gaan nou maandag 'n oproep kry, so laat ek maar eerder my rigting kry en maar by die kerk aankom. En as jy elke dag tussen mense sit wat kla, gaan jy soos hulle beginne word. Want as 'n pastoor heeltyd loop en sê, ek weet nie meer nie, ek is so moeg, want dinge wil net nie uitwerk nie, en ek is negatief. Hoeveel keer bel ons iemand, as jy, jy weet mos, dit gaan mos nou alweer broekskeer, tussen die, wat, hoe sê hulle, tussen die bas en die boom, nie? Tussen die boom en die bas. Wat spreek jy uit? Wat spreek jy uit? Arm maar gelukkig. Wat spreek jy uit, dis arm man? Wat spreek jy oor jou lewe? As hierdie tannie het pyn om elke sonnagoggend tot hier te kom, maar sy doen dit, want sy het ons liefde, ons drukkies, ons samesyn, het sy nodig om haar die volgende week te boost. Net tannie? So sy gaan van die kar af tot sy hier loop, want sy het nodig om die woord van God te hoor. Verlang was sy alleenig. Maar die dag as jy Vader vind, is dit nou nie meer dieselfde nie. Jy sit en eet ook nie meer saam met dieselfde mense nie. Nou Jesus het doelbewus gekies by wie hy sit. Jesus het saam met tollenaars geëet. Jesus het saam met sondaars geëet. Hy het vir Saggeus besoek. Maria en Martha besoek. Waar het Jesus beweeg? In anderste plekke. Waarom? Nie omdat hy soos hulle wou word nie. Maar omdat hy wil verander het. Nou, baie van ons sê, ek sal in die bar gaan sit, want daar kan ek Jesus verkondig. Ek kan in die bar, kan ek vir mense vertel van Jesus. Maar gaan jy, is dit 'n plek waar jy hoort? Om 'n bier te vat en te sê, wag, ek gaan gou saam met jou 'n dop drink, want 1 dop word 2, 2 doppe word 3, en dan 4 doppe, en dan begin die mooi taal uitkom, en dan is dit mos nie daarmee. Hoe kan Jesus, gaan jy dit in die kerk kan doen? So, dit laat my dink. Nou kyk ons, daar's 'n verskil, Saggeus, as ons kyk na Saggeus, toe Jesus sê, vandag moet ek by jou huis bly. Nou Saggeus was nie 'n goeie mens nie. Maar daardie ete saam met Saggeus het sy lewe verander. Daai ete wat Jesus saam met hom gehad het hom totaal en al verander. Een ontmoeting gehad. Daar was 1 tafel gewees waaraan hulle gesit het. Daar was 1 besluit wat Saggeus moes gemaak het. En 'n sondaar word 'n nuwe mens. Dit is so mooi as jy besluit. Luister, jy is klaar met die dinge van die wêreld en jy kom en jy verander. As ek vat van die mense wat hier sit, waar kom julle vandaan? Sit julle nog aan dieselfde tafel wat julle 10 jaar terug aan gesit het? Waar sit julle? Daar's tafels waarvan jy moet opstaan. Paulus sê, julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en die tafel van die duiwels nie. Eina, jy kan nie deel hê nie.
Jy kan nie Sondag Jesus volg en Maandag aan die verkeerde tafels gaan sit. Jy kan nie net hier in die kerk kom sit en besluit vandag dien ek die Here, maar as jy in daai kar klim en jy ry hier uit en hier is 'n speaker wat vir jou boete gee, dan bly jy hom met daai taal. Is dit wat die Here wil hê ons moet doen? Is dit wat die Here wil hê? Net op 'n Sondag hier sit, hoog heilig, hande in die lug, dan stap jy huis toe. Gaan huis toe, jy lewe jou ou lewe. Sorry, dis 'n harde woord. Dis 'n harde woord, ek kan nie suiker gee nie, sorry. Sorry, ek kan nie. Daar is tafels van bitterheid. Soos ek gesê het, jy's bitter oor die lewe wat nie wil uitwerk nie. Jy's bitter omdat jou finansies lyk soos wat dit lyk. Jy's bitter omdat jy nie wil vergewe nie. Jy's bitter omdat jy kwaad is vir die Here. Kom wat ek vir julle sê, bitterheid vreet vir jou op. Stukkie vir stukkie vir stukkie. Skinder, is dit nie lekker om van 'n ander ou te praat nie? As jy die tafel van die skinder weggesit, is dit nie lekker om te gesels en te sê, het jy alweer daai man gesien? Kyk hoe ry hy. Kyk hoe praat daai man. Het jy oom Flippie gesien? Hy loop alweer in die verkeerde rigting. Of het jy Messina gesien waarheen is Messina op pad? Het jy gesien wat maak Koos? Hy kuier by die buurvrou. Ja, dit is wat ons doen mense. Ons is gou, maar wanneer gaan ons vir daai persoon te sê, kom ek sit my hande op jou en ek begin vir jou te bid. Wanneer wys jy Jesus vir daai persoon? Onreinheid, dronkenskap. Ag, ja, ek kan vir julle baie vertel oor dronkenskap. Gierigheid, jette, gierigheid. Ons gun nie die son skyn oor 'n ander ou nie. Ons wil altyd beter as daai persoon nie. Ons wil altyd beter lyk. Amen. Maar jette mense, wanneer begin jy opkyk na God en begin nou kyk waar jy sit aan wat se tafel, selfsugtigheid. O mense, valse leringe wat jy gee, stories wat jy versprei en sommige mense moet jy opstaan om saam met daai mense aan daai tafel te sit. Want daai tafel gaan jou lewe totaal en al beïnvloed. Totaal en al. Jesus nooi jou na sy tafel. Psalm 23 sê, "U dek die tafel voor my." Nou Jesus het vir jou net goedheid en guns wat jou gaan volg. Maar nou wil goedheid en guns jou nie volg nie, want gaan goedheid en guns saam met 'n dronklaap loop. Kan jy, as jy heeltyd almal sleg maak, kan na goedheid en guns jou volg, kan jy aan daai lekker tafel gaan sit wat vir jou voorberei word, en selfs wanneer vyande om jou staan, berei God 'n tafel voor vir jou. Hy maak die tafel reg vir jou. Dit is soos 'n bruilofsmaal waarna toe ons beweeg. As ons weet iemand gaan trou in die familie, dan kry jy jou beste klere reg. En maak reg, want jy moet reg lyk vir daai dag. Nou as jy die tafel, verkeerde tafel sit en Jesus besluit, hy kom jou vandag haal. Die jeug wil inwees. Die jeug wil cool lyk. Die jeug wil cool wees. Maar wat as Jesus besluit? Hy kom vandag en jy sit aan hy verkeerde tafel. Wat dan? Ons wil nie aan 'n tafel sit van vrees nie, jy bang is nie. Maar jy wil sit aan 'n tafel van oorwinning. Nie aan 'n tafel van tekort nie. Hy, as ek dink aan hierdie tekort, maar ons wil aan die tafel sit van voorsiening. Hey, kom ons kyk 'n bietjie. Mense vra baie keer, hoe maak 'n mens dit? Want ek het dan nie ekskuus gaan jou gebruik. Jy is mos nou sterk, man. Dan kry jy 100.000 rand 'n maand. Nee. Ja of nee? Nee. Jy het hoeveel kinders? 5. 5. Julle gesien hoe lyk hy kinders? Dis versorg. En as jy saam met daai kinders sit op 'n boekevat, hulle ken Jesus.
Hulle sit aan 'n tafel. Nou, as 'n mens vat, baie van die gesinne hierso kry net R5,000 'n maand, R6,000 'n maand en hulle maak dit. Hulle dien die Here ten volle met R5,000 of R10,000. Maar die wat 100 na 200,000 'n maand kry, wat doen hulle? Waar sit hulle? Hulle kyk af. Sy is geneig om ander te oordeel op hulle tekortkominge. Maar die Here voorsien altyd. En ons moenie aan 'n tafel sit van oordeel nie. Gister se roudiens wat ek gehanteer het, is van die mense is kwaad omdat hulle moeder dood is. Javi, toe oupa en ouma gaan, het julle alles in julle vermoë gedoen om hulle laaste oomblikke hulle gemaklik te maak. En die wat bitter is oor die lewe, sê mamma, Javi het niks gedoen vir haar pa en ma nie. Nou beskuldig hulle haar, as sy meer gedoen het, ekskuus ek gebruik dit as 'n voorbeeld, as sy net meer kon gedoen het, dan sy oupa en ouma nie gegaan het nie, kom ek sê vir julle, self ouma Mita. 'n Mens het 'n geboortedatum en jy het 'n sterftedatum. Wat jy daar tussenin doen, bepaal wat jou lewensduur gaan wees. Die Vader het besluit, jy gaan gebore word op die dag, en jou laaste dag is die dag. En baie mense het tussenin die dood gefeis. Hulle het die dood in die oë gestaar en gesien, ek is op pad. Maar die Here het nog 'n kans gegee, want hulle was nie reg nie. En ek glo vas, die dag, as jy tot sterwe kom, dan was dit jou tyd. Want Vader pluk dan daai mooiste blom, en jy is by die ewige woning waar jy hoort. Maar moenie gaan staan en genade misbruik nie. Want as ons aan die tafel van genade sit, is ons geneig om genade te misbruik. Nog net een keer se syp, nog net een keer se verneek, nog net een keer se skinder, nog net een keer se diefstal, nog net een keer daai een ding. Maar daai een keer kan maak dat jy totaal en al verlore gaan op die einde van die dag. As ons kyk na die nagmaal, herinner ons aan God se tafel. Elke keer wat ons nagmaal gebruik, gaan jy nagmaal gebruik sommer maar net so tussen die bier en die geskinder en die gevloek en die alles, gaan jy nagmaal in daai omstandighede gebruik? Nee, want dit is 'n oomblik waar jy daai brood en daai wyn word verteenwoordig deur die Jesus se liggaam wat gebreek is vir elkeen van ons. Elke druppel bloed wat gevloei het vir my en vir jou gevloei. So as ons daai nagmaal gebruik, wil ons tog aan 'n tafel sit van opregtheid, of ons wil graag aan daai tafel sit wat ons daai oomblik, daai eer betoon, en voel hier binne is ons okay om dit te doen. En daardeur ontvang ons daai vergifnis, ons ontvang nuwe krag, ons ontvang hoop, ons ontvang herstel, ons herstel wat ons besig is om deur te gaan. Elkeen van julle, jy hoef nie kanker te hê om herstelling te kry. Die oomblik wat jy vir Jesus aanneem, en jy het byvoorbeeld 'n geestelike afwyking gehad, en jy neem Jesus aan, ontvang jy genesing. As jy 'n alkoholist was, en jy stop daarmee, ontvang jy genesing. As jy 'n kinderbek was en jy hou op, dan ontvang jy genesing. Dis nie net siekte nie, ons kyk nie net na siektes nie. Maar Jesus gee vir ons daai herstel. En wie sit vandag saam met jou aan jou tafel? As jy nou mooi gaan sit en dink, wie beïnvloed jou? Jy moet eerlik wees met, jy moet nou eerlik wees. Wie beïnvloed jou? Wie maak dat jy die verkeerde pad loop? Wie praat in jou lewe in? Wie laat jy toe om jou om te krap? Wie praat negativiteit in jou lewe in? Kyk, gister toe ek hier staan en ek moes dit hoor, toe sê ek reguit, laat dit afloop soos water van 'n een se rug af. Maar actually het dit my omgekrap. Dit het my sommer glad nie laat slaap gisterand nie. Want ek kan nie verstaan, hoe kan 'n mens, hoe kan ek vir die Here
Here, gee my 'n boodskap, maar Here, daai persoon wil daai boodskap hê, daai persoon wil daai boodskap hê. Sorry, ek kan nie preek wat jy wil hoor nie. Die Here gee vir jou 'n woord en daai woord moet direk uit die troonkamer uitkom sodat dit aan jou kan sny, want in die woord staan daar, as jy van die pad af is en 'n woord gaan vir jou sny, dan moet jy weet, dis 'n waarskuwing dat na jou kant toe kom. Jy beter in orde kom, my mens. Jy beter regmaak. Want glo vir my, daai mense wat daai invloed in jou lewe indruk, daai mense praat van jou agter die rug. As hulle van iemand anders te by jou kom skinder, gaan hulle van jou by 'n ander ou ook skinder. Glo vir my, hulle gaan praat. Wie bepaal jou denke? Wat gaan in jou kop aan? Wat gaan in jou kop aan? Wat gaan op jou foon aan as almal slaap? Aan wat spandeer jy jou tyd? Dit was vir my so lekker geweest om hierdie week saam met my 2 seuns te wees, saam met my kleinkind, my dogter, my mense te wees, my familie. Ek het soveel vrede ervaar. Hoekom? Want ek het gekies om te vergewe. Ons moet kies om reg te maak, want môre kan te laat wees. Wie kry jou ore? Wie kry jou tyd? Nog belangriker, het Jesus 'n ereplek aan jou tafel? Het Jesus werklik die ereplek in jou lewe? Is Jesus jou alfa en jou omega? Is hy jou alles? Ek het al gedink ek moet my kop laat lees. Want ek dink ek is abnormaal. Want ek is hyperaktief vir Jesus. Want as ek beginne en dankie Vader, die Here het vir my aangeraak, met die wy van taksies wat vir my omgekrap het, dat ek nou beter hanteer, want ek het gekies om nie meer te vloek en te skree nie, ek het gekies want Jesus sit saam met jou in die kar. Jesus is saam met jou as jy in die baan stap. Die Heilige Gees is saam met jou. Mens toe, ek het mos gesê, dit is soos 'n skaduwee wat agter jou aanloop, dit volg jou oral waar jy gaan. So jy beter jou pad reg stap, anders het jy probleme. En jy wil nie vir Vader, wil jy regtig waar nie gaan staan en aan 'n verkeerde tafel gaan sit nie. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Daar's heeltyd daai klop wat geklop word. Hy klop en hy sê, my kind, ek wil inkom. My kind, ek is reg. Maak vir my die deur op in. Hy sê 'n gentleman, want hy gaan nie invlieg nie. Hy gaan wag tot jy die deur oopmaak. En hy klop is droog en vra jouself, is Jesus die belangrikste persoon in jou lewe? Want glo vir my, ek kan nie in die oggende my dag begin sonder 'n boodskap nie. Ek kan dood eenvoudig nie gaan slaap sonder 'n boodskap nie. En weet julle wat? Voor julle staan 'n mens wat verslaaf was aan slaap hulle. Totdat ek Henko Kreer ontmoet het. Pastoor Henko Kreer. Ek luister hom elke liewe aand. Ek like dit as hy daai 5 boodskappe vir die dag stuur, dan luister ek elke aand. En dit raak ek nie aan die slaap. En weet julle wat? Die woord. Ek gaan slaap met die woord en ek staan op met die woord. En dit het gehelp dat ek aan die slaap kan raak. Ek het nie meer medikasie nodig. Die woord. As jy opstaan in die oggend, wat is jou eerste gedagte? Wat is daai eerste gedagte? Dankie Jesus, ek het wakker geword vanmôre. Here, dankie dat ek kan hoor. Dankie dat ek kan sien. Dankie dat ek mense om my het. Is Jesus werklik die belangrikste persoon in jou lewe? Is my vriende besig om my nader aan God te bring of verder van hom af? Daai tafel van die vriende. Dit is lekker om saam met vriende te sit en lekker veel taal te praat en grappies te maak. Hoe sê julle, daar's 'n oog in die hemel wat vir jou kyk, daai oog. Oupa se favourite liedjie, daar's 'n oog. Nou vra jouself vandag. Is Jesus die belangrikste persoon in my lewe? Wie is die belangrikste persoon? Is my huis 'n plek waar Jesus welkom is? Wie sit my liedjie? Ek dink is Freddie, nee, dis nie, wat is die man se naam? Hy gaan verwelkom Vader in die huis, is my Vader welkom. Freddie Nest, is dit nie, is die Freddie Nest nie, dis daar ander, excuse? Manny Jackson, daar is hy. Daar is hy, daai liedjie, is hy werklik welkom in jou huis?
Dink 'n bietjie mooi, aan watter tafels moet ek vandag opstaan en wegstap? Aan watter tafel moet ek wegstap? Ek weet van een tafel wat ek moet wegstap, en dis van mense wat ander mense bespreek met my. Ek moet wegkom van daai tafel af, want daai tafel is besig om onnodige onmin te saai. En ons sit baie aan die verkeerde tafels. Jy weet wat 'n tafel is nie vir jou nie. Wanneer Jesus die hoof van jou tafel is, verander jou hart, jou huis en jou toekoms. Ons vat daai gesinnetjie met die 5 kinders. Was julle altyd so naby aan Jesus? Daar was maar baie moeilikheid by julle huis, as ek net 'n bietjie aan die vroeë jare dink. Ja. En hoe dit verander? Het julle die tafel beskuif? Ons het net plek gemaak vir Jesus. Asseblief? Ons het net plek gemaak vir Jesus. Julle het plek gemaak vir Jesus. Ja. Dis wat ons moet doen, ons moet plek maak vir Jesus. Ons moet opstaan van daai tafel af, want wanneer Jesus die hoof is van jou tafel, verander jou hart, jou huis en jou toekoms. Amen? Elke dag kies ons om watter tafel ons gaan sit. Die wêreld nooi jou na sy tafel, maar Jesus nooi jou na syne. Aan sy tafel is daar genade. Die oomblik wat jy aan sy tafel sit, gaan jy begin verstaan waar kom 'n ou vandaan. Hoekom die ou doen wat hy doen, hoekom daar moeilikheid is, daar kom vergifnis. Jy gaan makliker mense kan vergewe. Jy gaan vrede hê. Jy gaan daai bonatuurlike vrede hê. Jy gaan heeltyd wil hap. Nee, jy gaan outomaties in vrede wil lewe. Daar's een ding op aarde wat ek nie wil doen nie, en dit is beklei. Dit is beklei. Ons wil hoop hê in ons lewe. Ons wil elke dag weet, daar's hoop in ons omstandighede. Maar daar gaan nie hoop wees as jy nie verkeerde tafel sit nie. Ewige redding. Ek wil weet, ek is gered en waarheen ek op pad is. Kies vandag om saam met Jesus saam met aan tafel te sit. Kies vandag. Wat kies jy? Ek gaan afsluit met 'n gebed, dan gaan ek 'n lied speel. En dan gaan ek vir Jack vra om die diens heeltemal af te sluit. En dan wil ek hê julle moet gaan dink oor die tafel. Die lied wat ek julle speel is 'n hele opsomming wat uit vandag se woord uitgemaak is, en ek sal hom op die gemeentegroep sit sodat ons hom luister en weer besef aan wie se tafel sit jy werklik. Dis baie goed om 'n woord 2 na 3 keer te luister. Dis baie goed, want daar's goedjies wat jy nie gehoor het nie, maar die vyand gekom het om so 'n bietjie jou aandag weg te vat, want hierdie een langsaan is bietjie besig, so ek vat nou 'n bietjie my aandag. Mamma sê vir die kinders sit stil, jy's in die kerk. Maar daai aandag, maar luister dit weer en weer, sodat jy die boodskap kan ontvang en stil word daaroor. Hierdie is 'n boodskap wat Vader vir my gewys het. Wie sit aan ons tafel? Sit jy werklik by die regte tafel? Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, dankie dat U vanoggend weer 'n tafel vir ons elkeen vanoggend voorberei. Dankie vir die uitnodiging om nader aan U te leef. Help ons om weg te stap van elke verkeerde invloed, elke tafel wat ons van U af wegtrek, Vader. Here Jesus, wees die eregas en die Here van ons huise, ons harte en ons lewens. Laat ons mense wees wat na U tafel ander mense na te nooi, deur liefde, nederigheid en diensbaarheid, Vader. Vul ons met U Heilige Gees, sodat ons elke dag wysheid sal hê om die regte keuses te maak en in U wil te wandel. Ons gee aan U al die eer en die heerlikheid. In die wonderlike naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Kyk as jy vir ons daai liedjie kan speel. Ek kan jou oor toemaak, daar sal 'n prentjie wees, maar geen woorde nie. Luister die lied en vra vir Vader, wat is daar in jou hart wat jy nodig het om vandag reg te maak?
om aan die regte tafel te sit. Elke dag maak ek keuses, elke stap bepaal my pad. Elke stem wat ek laat praat, bou 'n môre se verhaal. Aan watertafel sit ek vandag, wie vorm my hart en my bestaan. Want elke vriend, elke woord kan my nader aan Jesus laat gaan. Here, leer my onderskei wie eer en wie my lei. Laat my altyd nader groei, waar die liefde in my bloei. Saam met wie sit jy aan tafel? Wie voed jou hart en jou geloof? Wie wys jou na die Vader? Wie hou jou hoop aan die brand? Jesus, ek kies vandag die tafel waar genade altyd wag. By U vind ek nuwe lewe, U is my hoop, U is my krag. Dankie Here. Saggies het sy lewe verander, toe Jesus by hom kom sit. En ontmoeting met die Meester, het sy donker nag verlig. Daar is tafels wat moet eindig, waar sonde harte vas laat staan. Maar by Jesus is daar vryheid, hy gee altyd 'n nuwe bestaan. Ek staan van elke tafel, wat my Vader van U lei. Ek kies liefde, ek kies waarheid, ek kies Jesus elke dag. Laat my huis 'n plek wees waar U welkom sal bly. Want waar U teenwoordig is, daar word harte nuut gemaak. Saam met wie sit jy aan tafel? Dis 'n keuse elke dag. Ek kies Jesus as my meester, hy alleen gee ware krag. Aan sy tafel is vergifnis, vrede, liefde en genade. Saam met hom wil ek vir altyd leef, tot eer van sy groot naam. Amen. Ons kom vandag in Jesus se naam. As een familie staan ons saam. Met harte vol dankbaarheid en lof, bring ons aan God die hoogste eer en roem. Ons is love upon grace, Deur sy liefde gered, deur sy genade gedra. elke dag van ons lewe. Ons is love upon grace, Jesus is ons fondament, ons leef vir sy eer alleen. totdat hy weer kom. Wanneer die storms om ons woed, Gee hy vir ons nuwe moed.
wanneer ons val. Lig hy ons op in sy genade, is daar altyd hoop. Ons is love upon grace, Deur sy liefde gered, deur sy genade gedra. elke dag van ons lewe. Ons is love upon grace, Jesus is ons fundament, ons leef vir sy eer alleen, totdat hy weer kom. ons sal die wêreld vertel van Jesus. Ons sal sy lig laat helder skyn, Ons sal die liefde van die Vader dra. tot elke hart sy genade vind. Ons sal die wêreld vertel van Jesus. Ons sal sy waarheid laat weerklink, Want elke siel is kosbaar vir die Here. en elke knie sal eendag voor hom buig. Ons is love upon grace, Deur sy liefde gered, deur sy genade gedra. elke dag van ons lewe. Ons is love upon grace, Jesus is ons fundament, ons leef vir sy eer alleen, totdat hy weer kom. aan God die Vader al die eer, Aan Jesus Christus, al die lof, aan die Heilige Gees, die aanbidding. nou en vir ewig meer. Amen, Amen. amen. Waar God se liefde ontmoet en sy genade lewens verander.